Nou ja, van my kant af, broer en suster, hartlik welkom. As goeie rede hoekom ek jou nie vanmôre handdruk gegee het nie, want ek het maar so 'n bietjie kieme onder lede en ek wil nou nie die goed vir jou loopstang aangee nie. Dus ek kan nog nie aan 'n beter woord, as Engelse woord dink van om terrible te voel nie. So aanvaar maar net dat as ek vanmôre nie vir jou by die hand wou groet nie, dat daar 'n goeie rede is daarvoor. So baie welkom, ek hoop dit gaan met jou beter as wat met my gaan, en dat jy die seën van die Here in jou lewe beleef en ervaar. Vandag is in die lewe van die kerk 'n baie besondere dag. Die dag wat ons terugdink dat die Here sy Gees vir ons gestuur het, dat sy Gees by ons is, dat sy Gees ook in ons woon, en dat hy elke dag met ons deur hierdie lewe op pad wil wees, en vir ons wil seën en ook vir ons bewaar. Dalk moet ek weet nou nie wie dalk 'n kans gehad of dit nie so gewerk het nie. Ek wil dalk maar net vra, gou die ou langs jou of agter jou, voor jou, behalwe nou daar in die hulle en die wat daar bo is, gaan nou nie veel help om te draai nie. Maar die van julle wat nou so, waar julle ook al is, as jy net gou vir mekaar handdruk en sê maar net hoe dit gaan. Verwelkom maar vir mekaar. So wat ons aankondigings aanbetref, julle het dit reeds gelees op die eerste bladsy. So as jy jou eie gedagtes gaan laat gaan, die tema waarmee ons hierdie jaar mee besig is naamlik dat die koning het nog 'n skuif. Julle sal dit op die internet raadloop oor die skildery van die skaakbord. So vanmôre met die Gees van die Here wat ook uitgestort is dit ook maar net nog 'n bewys daarvan dat die Here het nog 'n skuif. Niks en niemand het hom nog ooit in 'n hoek vasgeverf nie. Dit sal ook nie gebeur nie en daarom kan ons met soveel vreugde lewe. Net 2 of 3 saakies vinnig so. Wanneer ons nou vanoggend na diens gaan kom saam eet, Cynthia sê hier is borde, messe, virke ensovoort. So ek dink die groot ding is maar bring maar net jou kos en kom eet saam en jou drinking, dan kuier ons sommer net so 'n klein bietjie saam. Dan herinner ek jou net aan die volgende week. Dan het ons weer dubbelkollekte, bank en deurkollekte, en dan die deurkollekte dan vir Bybelverspreiding sal gaan. En dan het ek verlede week ook vir julle gesê oor die rampfonds, die mense daar in die Kaap wat nou in die afgelope tyd soveel skade gelei het. As die Here dit op jou hart lê, die bankbesonderhede, verskoning. Die bankbesonderhede is agter op die aankondigings, so as jy gelei voel en die Here dit op jou hart lê om 'n bydrae van watter aard ook al te maak, dui net asseblief daar waar mens wat mense dit kommentaar of verwysing, dan skryf jy net daar rampfonds, laat ons dit ook so kan weet. Dan die lys van voorbidding, al die persone op die lys, asseblief moet tog nie vir hulle vergeet nie. Dan is daar 3 verjaarsdae hierdie week. Giselle wat vandag verjaar,
hoop jy sal 'n lekker dag hê. Weet nie wie moet vir wie bederf nie. Wie krijg beerd vandag nie. Is dit omdat ma nie hier is nie, wees kom vir jou te kook of julle kos te maak. So, maar ja, hê 'n lekker dag en alles wat mooi is vir die nuwe lewensjaar, seën en sterkte en sommer sulke groot hoop en gesondheid vir jou lewenspad. En môre is dit Renay. So vir jou ook dan lekker verjaar môre so op die blou maandag. Ek hoop nie daar gaan te veel blouheid wees nie. So lekker verjaar môre, ook alles wat vir jou mooi is. En dan asseblief sê vir Karen, sy moet ook lekker verjaar, die 28ste, en ons hoop en vertrou saam met haar dat sy ook 'n mooi en 'n gesonde nuwe lewensjaar sal hê. Goed, en dan die skriflesing en dan alles rondom die kerkkantoor en die inligting op die laaste bladsy. So dis nou weer gelukkig, ek weet nie hoe jy dit sien nie, maar vir my is dit gelukkig. So ek gaan Vrydag ry ek dan sal ek so 2 weke sal ek nou nie hier wees nie. En na alle waarskynlikheid weet ek dat jy vanoggend tog net sê, dank Vader, ons is nou weer by daai punt, dat die man tog nou net in sy kar kan klim, dat ons hom net vir 'n tyd lank weer hier onder ons kan weggee en dat hy net ergens sy ding kan doen. So ek gaan so 2 weke wat ek met verlof gaan wees. Marita, dankie dat jy instaan. Ek dink vanmôre is 'n gedeelte wat na vore kom. As 'n mens nou mooi luister en mooi lees en verstaan, dan sal 'n mens nou sien hoe werk die goed en hoe die Here vir 'n mens wil gebruik. So vir my help dit geweldig baie. So baie dankie daarvoor en dan ook baie sterkte. Dis maar altyd goed dat iemand anders soms ook maar 'n bietjie kom woord bedien, dat 'n mens dit net op 'n ander manier en met 'n ander stem kan hoor en ander voorbeelde. Soms as ek so dink oor myself, dan dink ek, ek kry vir julle so jammer. Week in en week uit moet julle na my luister en hoeveel van die voorbeelde wat ek na alle waarskynlikheid gebruik, die ken julle al. En stemtoon en Engelse praat van mannerisms. So dan is dit goed dat dinge soms so 'n bietjie uit 'n ander hoek uitkom. So dankie daarvoor en seën ook vir jou. En ek wens meer ouens wil eintlik die woord bedien, want 'n mens self met al die werk wat ou doen, is daar soveel meer wat 'n mens eintlik self in die proses ervaar. Maar goed, dit dan ons aankondigings. En soos ek reeds gesê het, dat vanmôre is dit dan Pinkstersondag, 'n baie besondere dag in die lewe van die kerk. Die dag wat ons kan vier, wat ons vir mekaar kan sê, maar die beloftes wat die Here vir ons gee, en gegee het dat hy by ons sal wees. Johannes se taal wat sê dat hy ons nie as weeskinders sal agterlaat. Daardie belofte is vandag vir ons 'n werklikheid. En daarmee maak ons dan nou vanmôre ook klaar met ons feeshelfte van die kerklike jaar. Van volgende week af, dan begin ons met die Koninkryk Sondag. So wanneer toe ons begin het met die Advent Sondag, was dit 6 maande, nou 6 maande verby. Nou alle waarskynlikheid oor 6 maande, dan is ons by die einde van die jaar. Vreeslik om so daaroor te dink. Maar ek mag die Here dan ook vir ons in sy eindelose grootheid, liefde en genade sal seën, en dat ek en jy vanmôre ook inderdaad sal beleef dat die Here hier is. Dat die Here vanmôre 'n sagte hand op jou lewe wil kom lê.
en vir jou daarvan wil bewus maak, dat hy inderdaad saam met jou op reis is. Psalm 68 is hierdie woorde wat ek hier lees, is woorde wat ek wil glo, wat vir my en vir jou as Christen besondere betekenis behoort te hê, wanneer ons vandag Pinkstersondag vier. In Psalm 68 vers 4 sê, vir die regverdiges sal daar blydskap wees. Hulle sal juig voor God. Hulle sal vrolik en bly wees. Mag ek en jy vanmôre blydskap in ons lewe ervaar. Met 'n God wat homself aan my en aan jou kom verbind het. 'n God wat sonder dat ek en jy daarvoor gevra het, sonder dat ons daarvoor gesoek het, sonder dat ons daarvoor gebid het hy hom aan ons kom verbind. En het hy ons nag in dag kom verander. Mag die Here dan inderdaad gee dat ons blydskap, vreugde in sy teenwoordigheid sal beleef. En dis my vreug, dis my voorreg om jou dan vanmôre in die Here se naam te kan groet. Want wanneer ons dit doen, dan is dit nie maar net een van die handelinge wat ons in die loop van 'n erediens doen nie. Wanneer ons die seën van die Here met mekaar deel, dan is dit dat ons daardeur vir mekaar sê, die Here is hier. En al jou behoeftes en jou nood en al die moeilikheid wat jy in jou lewe ervaar, dan is dit nou die tyd wat ek en jy kan hoor, die Here is hier, en dat hy ook vir ons in die loop van hierdie volgende uur ook wil seën. Genade vir jou en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus, die Here, en wat 'n werklikheid gemaak word deur die teenwoordigheid van God se Heilige Gees. Ons gaan 2 liedere saam sing. Die eerste lied is daarom. Omdat die Here soveel vir my en vir jou doen. En op 'n besondere dag soos vandag, omdat hy sy Gees vir ons gegee het. Daarom kan ons nie anders as om vrolik te wees, om die Here te loof en hom te prys nie, en dan die lied wat ons daarna gaan sing, is meer 'n lied waarin 'n mens gaan stil word en eintlik meer na binne sing, wanneer ons gaan sing oor die vrede waarmee die Here ons lewens wil kom vul. En ons kan net so bly sit wanneer ons dit sing. Die storms om my voet met riete kraag.
Ek het net vergeet, ek weet nou nie waar is die blaadjie wat ek gehad het nie, maar in elk geval die tyd vir die bestellings vir pannekoek, die sluit môre, so maak net asseblief 'n nota daarvan, as jy nog pannekoek wil bestel, net daai tyd vra net gou vir Cynthia, sy het forums, dan kan jy net vra, sy sal vir jou een gee, R5 'n pannekoek, so ek dink dis nog 'n goeie prys. En as jy wil kom help, donderdag, jy is meer as welkom, woensdag, as jy wil kom help om eiers te breek en ek weet nie wat al dies meer nie, dan is jy ook welkom selfs met Cynthia wat dit aanbetref. En dan vir die wat by die huis is, my kop voel 'n bietjie wollerig vanmôre, ek voel nie so heeltemal by nie, daar by die huise, baie welkom vir elkeen van julle. Ek het verskonings, Minkie het verskoning gemaak, Marietta het verskoning gemaak, Chris het verskoning gemaak, en as ek dan iemand uitgelaat het of oorgeslaan het, dan vra ek om verskoning, my kop is so 'n bietjie wollerig, wat dit aanbetref. So as jy saam met my wil lees, dan kan jy saam met my blaai na Numeri hoofstuk 11 toe. En ons gaan daarby van vers 24 af, gaan ons dan net so 'n paar verse saam met mekaar lees. En die tema van vanmôre is, God gee die gawe van sy Heilige Gees. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam en vra dat die Here ook vir ons sal ontmoet rondom sy woord. Here en Hemelse Vader, baie dankie dat ons 'n jeuggelike dag kan vier. Al verstaan ons min van die Gees wat by ons is, die Gees wat in ons woon, die Gees wat vir ons voorspraak is, U Heilige Gees wat ons vooruitgaan, wat ons elke dag op ons lewenspad bewaar en seën. Ons loof U omdat U in die grootheid dit juist so beplan het, dat U Gees by ons sal woon. En dat die dag toe die mens verkeerd gekies het, dit U nooit van struik gebring het om U plan met hierdie wêreld te bereik nie. Ons eer U. En saam met die kerk oor die lengte en die breedte van die wêreld beleef ons vreugde. En dank ons U dat U ons in bewaring hou tot op die dag dat U, o Here Jesus, weer op die wolke gaan verskyn. Wanneer ons hierdie gedeelte in die Bybel gaan saam lees, wil U dan ook gee dat die gedeelte vir ons op mooi plekke sal val.
dat ons seën sal beleef. En dat die vrug wat dit sal oplewer, baie sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vers 24, Numeri 11. Moses het vir die volk gaan vertel wat die Here gesê het. Dis nou die gedeelte nou tot dusver. Is dit nou maar weer die volk wat kla oor waar hulle is. En dat hulle het nie dit nie en hulle het nie dat nie en dat hulle eintlik maar net weer vir Moses kom sê, man, toe ons in Egipte was al, het dit swaar gegaan, dit was eintlik vir ons baie beter daai tyd gewees as wat dit nou is. En so het die Here met Moses toe nou gepraat en vir hom 'n klomp dinge gesê, en nou is ons daar waar Moses vir die volk gaan vertel wat die Here gesê het. Hy het 70 leiers van die volk bymekaar laat kom en hulle rondom die tent laat ontstaan. Nou die tent is nou natuurlik die tent van ontmoeting, né? As 'n mens nou Numeri gaan lees, die mense wat verantwoordelikheid gehad het vir die tent en wat die tent moes opslaan en waar die volke ook rondom die verskillende stamme wat rondom die volk moes gaan bly. Die Here het toe in die wolk afgekom, met Moses gepraat en 'n deel van die gees wat op Moses was, op die 70 laat kom. Toe die gees op hulle kom, het hulle as profete begin optree, maar daarna nie meer nie. 2 van die manne onder die wat opgeskryf was, het nie na die tent toe uitgegaan nie, maar het in die kamp agtergebly. Die een se naam was Eldad en die ander se Medad. Terwyl die gees op hulle gerus het, het hulle in die kamp as profete opgetree. 'n Jong man het toe gehardloop en vir Moses gaan vertel, Eldad en Medad tree as profete op in die kamp. Josua seun van Nun, van jongs af Moses se assistent, het gesê, laat hulle tog ophou, meneer. Maar Moses sê vir hom, bekommer jy jou oor my posisie? Ek sou wou wens dat die hele volk van die Here profete was en dat hy sy gees op almal mag lê. Daarna het Moses en die leiers na die kamp toe teruggegaan. En ons lees net daardie paar verse met mekaar saam. Ek wonder nou as ons 'n geleentheid gehad het om so 'n bietjie in 'n kring te gesit het om met mekaar te gesels oor wat sê die Here nou vir jou, of wat hoor jy, wat sê die Here vir jou? Dit sou nou vir my nou baie lekker gewees het om te hoor wat dink julle en wat ervaar julle en wat het julle nou in die gedeelte gehoor? En natuurlik is jy welkom as jy ooit vir my wil sê, stuur vir my 'n WhatsApp of skryf op 'n papier of sommer 'n stemnota. Dit is altyd lekker om mekaar se perspektiewe te hoor. Maar die een ding dink ek wat na alle waarskynlikheid vir ons almal in hierdie gedeelte sal opval, en dit is naamlik dat 'n mens sou kon voel soos wat Moses in hierdie gedeelte voel. Moses wat vir die Here sê, ek weet regtig nie of ek meer kan sien om die pad te loop wat u wil hê wat ek moet loop met hierdie volk. Die klaarheid,
die gesig en die steun, dis net iets wat net nooit ophou nie. Daar is net nie 'n manier wat hierdie volk bevredig of gerusgestel kan word. As dit nie hierdie ding is nie, dan is dit daardie ding, en dat Moses vir die Here dan op 'n stadium sê, maar ek sien nou net nie meer kans om saam met hierdie mense te loop nie, en na alle waarskynlikheid wil ek vermoed vanmôre as ons oor ons lewe dink. En ek dink elke Sondag op een of ander manier, oral in kerke en in gemeentes, kom die ding na vore, naamlik dat die Here ons roep om met hierdie wêreld 'n pad te loop. Dat ons nie sal ophou om vir hierdie wêreld op te gee nie, en dat ons nie sal ophou om hierdie wêreld te help dat hulle die Here as ewige God en Vader sal raakloop. En vermoed ek dat 'n mens almal by 'n punt in jou lewe kom en sê, Here, ek sien net nie meer kans nie, want dit lyk net asof dit al hoe slegter gaan. En dit lyk net asof dit wat ek en wat ons moet doen, asof dit net geen impak in hierdie wêreld en in die wêreld se mense het. Miskien is daar iemand vir wie jy nou al 'n geruime tyd voorbid. En dat jy diep in jou hart voel asof die Here nie jou gebed hoor of dalk enigsins wil verhoor nie. Hierdie gedeelte wil ek vermoed wil vir ons te help, wil vir ons help om die werk wat ons doen en hoe ons in hierdie wêreld leef, dat dit altyd vreugde sal wees. Hoekom? En kom ons kyk na 'n paar dinge. Die eerste wat ek dink wat net so voor die hand liggend is in hierdie paar verse wat ons gelees het, is dat ons vir mekaar kan sê, God wat sorg, gee. Moses wat by 'n punt in sy lewe is wat sê, maar ek is moeg, ek weet net nie meer hoe om hierdie pad alleen te loop nie, dan kom die Here en dan gee hy vir hom 70 mense, 70 leiers, wat kan help om die administrasie van hierdie volk. Onthou, hierdie volk is op pad, hulle is besig om te trek. En uit die aard van die saak, as 'n mens aan die begin van Numeri gaan lees, die hoeveelheid mense wat die skrywer noem, is dat hy praat van duisende mense. Reuben se afstammelinge was 46.500 en Simeon se was 59.000 en Efraim se was 40.500 en so is daar ook die ander. Dan se was 62.700. So hier is 'n hele klomp duisend mense. 603.550. En dan sal 'n mens weet, dit is totaal en al onmoontlik vir een ou om hierdie waafvrag van verantwoordelikhede te moet kan dra. En nou kom gee die Here vir Moses, maar hy kom gee ook vir die volk. Dat hierdie span mense sal help om nie net 'n goeie administrasiestelsel te hê van alles wat sal goed werk
En ons weet mos hoe behoort dit in 'n besigheid te werk en waar daar goeie besigheidsbeginsels toegepas word, dat mense op die einde vrede sal ervaar. Dis mos eintlik wat ons in hierdie land wil ervaar as die mense net hulle werk wil doen, en die mense wat aangestel is, as hulle net hulle werk wil doen, dan behoort dit ook in ons land soveel beter te gaan. So wat hierdie gedeelte in die eerste plek dan vir ons wil leer is, God wat sorg. God wat raak sien dat in hierdie volk se op pad wees en die opset waarmee hulle besig is, dat daar tekortkominge is. En die Here weet dat mense, ek en jy, dat ons tekortkominge beleef. En daarom wil die Here vir ons mense gee en gee die Here vir ons mense op ons lewenspad. Familie en vriende en geesgenote. Dat ons in daardie mense wat om ons lewens bymekaar is en wat saam met ons deur hierdie lewe reis, dat ons God se troue sorg daarin sal beleef. So moet ons nooit enige iemand wat 'n rol in jou lewe speel en enige iemand wat vir jou deur hierdie lewe wil help, ooit geringskat nie, want dit is God se gawe wat hy aan ons gee. Die tweede wat ek in hierdie gedeelte raak lees is naamlik dat God kan nie gebind word in terme van sy gawes nie. Dit is God wat gee soos wat hy dit wil gee. En nou het ons van hierdie twee manne gelees, Eldad en Medad, en na alle waarskynlikheid het hulle self, sê die meeste kommentatore, dat hulle het na alle waarskynlikheid het hulle gevoel, ons is nie so opgewasse vir hierdie taak. En dis hoekom hulle nie, toe Moses die hierdie 70 opgeroep het hulle in die kamp agtergebly. Maar nou lê die stuk genade daarin, is dat net soos wat die Here daardie 70 wat daar by die tent bymekaar gekom het, dat die Here vir hulle geseën het en dat hy met sy gees verskoning oor hulle lewe laat afkom het die Here dit ook oor hierdie twee manne gedoen. So nommer 1 beteken dit dat ek en jy in ons lewe nooit moet dink dat ek kan nie soos daardie ou optree nie. Ek kan nie bid soos daardie persoon. Ek kan nie woord bedien soos daardie persoon. Hierdie twee manne is juist teken daarvan dat die Here elke mens seën om vir hom en haar te gebruik. As ons vanmôre die uitstorting van die Gees herdenk, dan is dit nie net ek as 'n dominee wat deur die Gees van die Here as ware aangeraak is. Dan is die een ding wat ek jou wil uitnooi vanmôre om raak te sien, is dat die Here ook met sy Gees by jou lewe kom stil staan. Natuurlik wil die Here ons op verskillende maniere gebruik. Die Here wil my gebruik volgens die mens wat ek is. Die Here wil jou gebruik
volgens die mens wat jy is. Vir my wil die Here op 'n Sondag hier gebruik, maar jy kan weet vanmôre, dat as jy môre na jou kantoor toe gaan, die van julle wat werk, dan kan jy môre weet dat die Here ook vir jou daar wil gebruik. En dat die Here vir jou daar by jou huwelik wil gebruik. Dat die Here vir jou in jou vriendskap situasies wil gebruik. Want mens weet net nooit. Ek het so 'n paar weke gelede vir julle vertel van, jy weet net nooit. En dan jy omtrent net 5 minute wat jy vinnig met iemand kan gesels en 'n bietjie tyd met hom spandeer, om ook in terme van wat hier staan, om as profeet op te tree. En kan ek nou maar weer sê, om as profeet op te tree, is dat jy nie vir iemand gaan voorspel hoe die toekoms gaan lyk nie. Om profeet te wees is maar net om te vertel van die God wat hemel en aarde gemaak het. En hierdie grootse God wat met mense in verhouding wil tree. En dat so baie van die mense wat ons ken en wat in hierdie dorp saam met ons leef, en mense wat na alle waarskynlikheid naby aan jou is, dat daar mense is wat weet van die Here, maar wat die Here nie ken nie. Die derde ding wat ek in hierdie gedeelte raaklees is, juist wanneer Moses sê, ek sien net nie meer kans nie. Dan wil die Here vir my en vir jou kom help, dat die boodskap wat ons het om vir die wêreld te gee, is nie van ons afhanklik nie. Ons hoef nie mense te bekeer nie. Hierdie mense wat geprofeteer het, die 70 en dan hierdie 2 manne waarvan ons lees. Nergens het die Here hulle geroep dat hulle mense moet bekeer en dat die bekering van hulle diensgestalte afhanklik is. Dis God se werk. Dis God wat laat groei. Dis God wat die vrug na vore bring. Dis die mens se werk om te gaan weggee. Dis die mens se werk om te plant. Dis die mens se werk om nat te maak. Dis die mens se werk om te skoffel en skoon te maak. Dis God se werk om te laat groei. En dis hoekom daar vreugde in 'n mens se dienswerk kan wees. Want dis nie meer van my afhanklik nie. Ek hoef niks waar te maak nie. Vanoggend in die nagmaal behoort ons dit net weer raak te loop. Hy, wat God is, het dit vir ons kom moontlik maak. Die vierde ding wat ek met jou wil deel, en daarmee wil ek afsluit. Dis 'n ding wat ons in die kursus van disippels, maak disippels, raak geloop het. En dit is dat ons dit menige maal vir mekaar kon gesê. Baie eenvoudige ding. As ek in elk geval Christen gaan wees, hoe moet wees dit nou in elk geval? As ek die Here gaan leef, kom ek doen dit maar in elk geval soos wat ek deur hierdie lewe gaan. Kom ek hou maar in elk geval aan om Christen te wees wanneer ek tussen die winkelrakke beweeg.
dat ek maar in elk geval Christen gaan wees, wanneer ek tussen mense by die werk of by 'n ontspanningsgeleentheid gaan wees. Want dis hoe God ons roep. Daarom kan ek vanmôre ook met vreugde die gedeelte met julle deel. Want die Here kom roep ons elkeen. Die Here kom roep my. Die Here kom roep jou ook. En dis vir my en vir jou om eintlik maar net weer in verwondering te staan dat die Here my wil gebruik. Na alle waarskynlikheid as ek en jy ergens koffie sou geniet, gaan jy na alle waarskynlikheid vir my sê, ek sukkel met die goed. En dit verbaas my dat die Here my wil gebruik. Laat ons nooit ophou om in verwondering hiervoor te staan. Moses sê vir Joshua, dan sê hy vir hom, jy moet jou nie oor my posisie bekommer nie. Wees gehoorsaam aan dit waartoe die Here vir jou roep. Want dis waarvoor jy eendag en ek gaan moet instaan. En dalk miskien maar weer die ou voorbeeld wat ek al baie keer gebruik het, as die Here dit op Daanskraal se hart lê, om te sorg dat hier nie 'n enkele papier of plastiek buite in hierdie strate lê nie, en ons dit nie doen nie, dan moet ons weet, daarvoor sal ons eendag instaan. Maar laat ons weet, dat ons sal gehoorsaam wees aan dit, waartoe die Here vir my en vir jou roep. En ek sluit af. As jy dan môre nou weer gaan voel, Here, ek sien nou net nie meer kans. Ek wil U dien. Ek wil vir U lief wees. Ek wil in my verhouding met U groei. Maar ek is moeg vir die wêreld. Dat ek en jy vanmôre uit hierdie gedeelte maar net iets weer sal hoor van die Gees wat op mense afkom. En dat die Gees wat op my en met jou op jou afkom, vir ons wil gebruik, soos wat hy wil, waar hy wil, en wanneer hy wil, sodat die Here daardeur verheerlik sal word. Amen. Hemelse Vader, dit bly altyd verstommend, dat U mense wil gebruik. U het nie nodig nie. U kan U vinger wuif en die wêreld kan verander. U kan U vinger wuif en die wêreld kan tot bekering kom. Tog wil U nie so werk nie.
sal U ons help om dan dalk van môre of net ergens weer in ons lewe dit raak te beleef dat U het met U Gees op ons afgekom. Dat U mense wil gebruik wat moet voorstaan, maar dat U ook mense wil gebruik daar agter in die klein hoekies op 'n 1-tot-1 basis en ook deur ons lewe. En so wil ons vir onsself bid vanoggend, Here. Die week wat nou voor lê, weet ons. Ons weet ons kan daarop reken. Ergens gaan daar iemand op ons pad kom waar U ons wil gebruik. En ek bid vir ons almal, Here, dat ons elke so 'n geleentheid sal raak sien en raak beleef. Dankie, Here, dat ons dit alles in U wonderlike naam kan bid. Jesus, wat die Here is. Amen. Voordat ons die nagmaal gebruik, wil ons graag vir mekaar vertel wat die Bybel vir ons oor die nagmaal leer. Die Bybel leer ons dat God ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy seun vir ons gestuur het. Die Bybel leer ons ook dat Jesus ons baie lief het. Ons weet dit omdat hy sy lewe vir ons gegee het. Dit het hy op Goeie Vrydag aan die kruis op Golgotha vir ons gedoen. Die Bybel leer ook dat Jesus self die nagmaal vir die eerste keer aan sy disippels gegee het en vir hulle gesê het om dit gereeld te gebruik. Hoekom? Sodat ons nooit sal vergeet wat Jesus vir ons gedoen het nie. Die nagmaal vertel vir ons wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis vir ons gesterf, maar hy het ook opgestaan en hy lewe. Die brood wat ons eet, laat dink ons aan die swaar kry en die dood van Jesus aan die kruis. Die wyn wat ons drink, laat dink ons aan die bloed van Jesus wat vir ons aan die kruis gevloei het. Wanneer ons die brood en wyn gebruik, sê ons almal saam vir die Here dat ons sy kinders is. Ons sê ook daarmee dat ons glo dat ons almal eendag saam met Jesus in die hemel sal wees. Ons is bly wanneer ons die nagmaal gebruik, want ons sien nou aan hoe lekker dit in die hemel gaan wees. Ons sê ook deur die nagmaal vir die Here, dankie vir alles wat hy vir ons doen en gedoen het. Nou vir julle wat by die huis is, dis waar ons nou vir julle gaan groet. Want ons gaan nou die kamera skuif en die nagmaal seën vir julle week, alles wat mooi is, en mag die Here ook vir julle dra en ondersteun. Mooi dag verder, seën vir die week.